ons nou die naweek kom, hierdie lied wat ons nou gesing het, Majesty, Worship His Majesty, Jared Cooper het hom geskryf, die een wat saam week bedien het op die konferensie. Hy het ook daai The Days of Wonder geskryf, as gevolg van 'n visioen wat hy gehad het toe hy oor Suid-Afrika gevlieg het. Die Days of Wonder is geskryf, is 'n profetiese lied vir Suid-Afrika. The Days of Wonder, en dit is in die 80er jare. En dit is so groot voorreg om net saam met hierdie man, ons het daai goed gesing, ons sing dit nou nog, en toe die voorreg gehad om hom laas jaar saam met hom te bedien, en hierdie jaar weer saam met hom te bedien. Maar hy het Vrydag aand begin en hy het gesê, there's a shift. There's a shift, daar's 'n skuif. En toe het hy gepraat van, julle kan self nou gaan luister hoe hy dit bedien het, is baie kosbare woord. Maar hy het gepraat van hierdie bromponie wat hy gehad het, 'n moped wat hy gehad het, en hy het probeer die hoogste spoed uit hom uitkry. En toe slat hy iets, hy probeer stop en toe tref hy iets en toe breek die moped, die bromponie in die middeldeur. Die hoogste wat hy kon gehad was 60 km/h, so dit was nie te harde val nie, jy weet. Ja, net 60, en hy het alle. Maar wat hy gesê het is, wat hy nie geweet het nie, dat onder die kant van die bromponie het hy begin roes, en hy het dit nooit gesien nie, want dit was oorgeverf. En weet net daai stelling, jy kan sela, net daar. En toe het hy gesê, dat die skuif kom, dat die Here bring, en dis nou my woorde, maar jy kan luister, maar dis wat ek vanoggend net met julle wil deel, is dat ons van 'n bromponie, is baie mooi in die Afrikaans, want dit is nie in dieselfde in die Engels nie, 'n bromponie na oorlogsperd toe moet skuif. Hy het gepraat van 'n moped toe 'n warhorse, maar 'n bromponie en 'n oorlogsperd, that's mooi Afrikaans, dis mooi. En dat die Here, dat die skuif gaan kom, die skuif gaan ook kom, wat hy na verwys het, is hierdie busse in Londen, wat net loop, en 'n bus, hiersoos by ons is ook busse, 'n bus het 'n bepaalde roete, dis nou my interpretasie, weet, as ek nou dink aan daai busse, jy wyk nie af van daai roete af nie, jy het 'n sekere roete, en jy het 'n busdrywer, en hulle doen skofte, maar jy wyk nie, jy stop, en jy trek weg, en jy stop, en jy trek weg, en mense klim op, en mense klim af, maar daai roete is bepaald. En toe deel hy dat hy het gaan safari iewers in die Kruger, dink dit was die Kruger Wildtuin of iewers, en hierdie safari voertuie wat eintlik mos vol by vol is, en hulle sien does die buffels, en die drywer sê, kom ons gaan kyk, en hier klim hulle in die bosse in, en hulle ry en gaan kyk na die buffels. Daar is 'n groot verskil, dis nou Elma se weergawe, daar is 'n groot verskil tussen 'n bus wat 'n spesifieke roete volg, en 'n 4x4 wat soepel genoeg is om op enige terrein te ry. En wat hy gesê het ook is dat ons moet kom by die plek, die kerk, ons praat van die kerk, nou? Julle weet nou waarvan praat ek. Die kerk wat by daai plek kom waar ons van die bus af moet klim. Die bus wat die spesifieke roete het, stop en wegtrek, na 'n meer soepelheid, om saam te beweeg na waar die Gees ons lei. Dat ons kan soepel wees en op verskillende terreine kan ry. So met ander woorde, wat Elma hoor, is dat ons kan nie verstrik raak in programme en idees van kerk doen nie, maar ons moet die kerk wees, en deur die kerk te wees, moet daar 'n soepelheid kom, om saam met die Heilige Gees te beweeg. Sodat ons 'n skuif kan maak, want dit is baie moeilik, om van 'n bus, na vol by vol te gaan, as jy net gewoond is om bus te ry. Okay? So daar moet 'n vaardigheid wees en 'n gewilligheid wees om op onbekende terrein te gaan, weg van die roetes wat ons ken, wat jy elke dag
ry, elke dag loop. En van ons al vir jare kom, julle weet, ons praat altyd oor die gevaar van tradisie, is dat Jesus sê in Markus 7 vers 13, julle maak die woord van God kragteloos weens julle tradisies. En dan sê hy, en baie van die dinge, of baie van die goede doen julle. En 'n tradisie, iets wat aan jou oorgehandig word, is, jy neem net aan, jy vra nie waar kom dit vandaan nie, jy vra nie, baie min mense sal vra hoe dit begin, baie min mense sal vra, hoekom doen ons dit so? En as die kinders sou vra, hoekom doen ons dit so, dan sê ons almal het dit gedoen, ouma het dit gedoen, pa het dit gedoen, die voortrekkers het dit gedoen, verstaan, dis hoekom ons dit doen, maar niemand ondersoek of dit nog geldig is, of dit nog 'n verskil maak, of dit regtig nodig is nie. Ek praat nie van rugby en, jy weet, tradisie, daai tradisie nie. Ek praat van, waar Jesus sê, dit is julle tradisies, en Jared het die woord gebruik, muscle memory. Dit is julle muscle memory, wat die woord van God kragteloos maak. Nou, 'n bus is 'n muscle memory. Maar 'n 4x4 kan jy aanpas. En toe het hy die woord, 'n kosbare woord, asseblief gaan luister. Hy gepraat oor Dawid en Saul. En die verskil tussen Dawid en Saul, dat Dawid beteken beloved en Saul beteken demand. Want hy was gedemand mos deur die volk, onthou julle? God Vader wou nooit 'n koning gehad het nie, want hy is die koning gewees. Maar die mense wou 'n koning hê en hulle wou iets, jy weet, 'n mens sien dat sodat hulle kan sê, dis ons koning. Dis wie ons, dis die leier van hierdie volk. En die mense het demand dat daar 'n koning moes wees. Maar Dawid beteken geliefde. En was so kosbaar. Julle ken die verhaal van Dawid en Goliat, ons het nydag so 'n bietjie aan dit aangeraak, oor wie's daai onbesnede Filistyn. Dat hulle op 'n stadium met hulle mos vir Dawid Saul se wapenrusting aangetrek, onthou julle? Toe hulle nou onderhandel het, dat Dawid gaan nou hierdie man aanvat, hierdie reus aanvat, toe sê Saul vir hom, trek net my wapenrusting aan, maar toe hulle hom aantrek, toe sê Dawid, hy kan nie beweeg in hierdie, hoe die Joos gaan jy 'n slingervel swaai met hierdie goede om jou, weet, en toe het hy die wapenrusting van Saul uitgetrek, en hy het gegaan op sy voete, soos wat hy bekend is met homself, en teruggekom na die soepelheid, lig op die voete, nie hierdie bus, wat op jou lê, en wat jy moet ry, en stop, en aangaan stop, die roete wat vir jou bepaal is, dink net, elke goddelike dag, die busdrywer ry, elke dag dieselfde roete. Sê weer? Is 'n groef. Ja, die verskil tussen 'n groef en 'n graf is net die diepte, né? So met ander woorde, Saul, dis hierdie twee, en hy het dit so kosbaar uitgepak. En dat Dawid gekies het om te bly waar wat hy geken het, en waar hy lig was op sy voete, en waar hy met die wapen geveg het, waarmee hy getrein het. Ok, dis nou my, maar asseblief gaan luister dit. En dat ons die kerk, met ander woorde, ons trek dit nou deur na die kerk toe, en ek praat nie van Church Arise nie, ons praat van die kerk, en ons is nou hier by mekaar as Church Arise, is dat ons vinnig kan aanpas. Daai julle? Vinnig kan aanpas en soepel kan bly om to stay in step with the Spirit. Not to stay in step with the bus, but to stay in step with the Spirit. En dit beteken dat, onthou julle die woord wat ek bedien het, tussen die een kamer en die gang, tussen die plek, onthou julle daai woord? Wat ons is op reis, is weer die skuif, en dat jy moet vat wat jy kan, maar jy moet lig travel, onthou julle daai woord? Dat jy moet jou nie swaar laai nie, en dat terwyl ons beweeg, tussen die belofte en die beloning,
Onthou, tussen die belofte of die profetiese woord en die beloning, die manifestasie van die profetie, is daar 'n gang. En ons is op reis, maar jy moet vat wat jy hier geleer het, en jy moet saam, jy kan nie belas wees nie, want tussen die belofte en die beloning is daar 'n gang, en terwyl jy beweeg, verander die scenery konstant. Onthou julle, dis soos wanneer jy ry, en jy moet weet dat die scenery gaan verander, so jy kan nie, jy moet besluit, gaan jy hier bly, want dis vir jou bekend, en dis familiair, of is jy bereid om te vat wat jy geleer het, jou sak te pak met jou klippies, wat jy geleer het, en dat jy in transisie is, en al verander die scenery, al word die leeu nou 'n beer, en die beer word 'n Goliat, en wat jy kan aangaan, totdat jy kan kom waar die Here, tot die manifestasie van die woord. En dit is iets wat Jared ook aangeraak het, dat wanneer God 'n profetiese woord gee hy nie noodwendig die strategie aan die profetiese woord nie. Nie die hoe nie. Die Here, hy los hom net, goem. Hy drop hom net, goem. Dan drop hy hierdie profetiese woord, en dit is wat die hele naweek gebeur het, dit was een profetiese woord, praat nie van die Here gaan vir die kerk. Dit was 'n profetiese woord op profetiese woord op profetiese woord, en die Here het 'n download gedoen die hele naweek, maar in daai download was daar soms strategie. Ek het so 'n bietjie strategie bedien Saterdag aan, maar Sondag het hy weer gekom, weer met profetiese woord. Maar wanneer God 'n profetiese woord gee, is daar nie noodwendig strategie nie. Jy moet nou wag op die Here vir die strategie. Want anders kan ons net sê, wow, what a word. En ons beweeg aan. In dieselfde groef. Stop die bus, aan die bus. Stop die bus, gaan die bus. Stop die bus. So met ander woorde, die rede hoekom ek dit deel met julle, is dat ons is by 'n plek waar ek dink ons net moet ingaan by die Here, en net vir 'n oomblik stop. En net besin. Oor wat beteken dit in jou lewe? Ons praat, die woord van die Here het gekom, en hy gesê, daar's 'n skuif. Die shift is verseker, ek weet, die skuif is besig om in Church Arise te gebeur, ook hoe ons kerk doen, hoe ons kerk is, die kerk, hoe ons dit doen, en hoe ons is, maar wat, as die Here sê, daar's 'n skuif, dan moet ons die verantwoordelikheid vat, individueel, ook om by die Here se voete te sit en te sê, Here, wat is hierdie skuif vir my? Wat beteken dit vir my? As U sê, daar's 'n skuif, wat beteken dit vir my persoonlik? Wat beteken dit vir my familie, my besigheid, my ministry? Wat is dit wat wil U vir my sê? Want ek hoor nie net vir ons gesin, ek en Paul hoor, ons hoor vir hierdie ministry wat aan ons toevertrou is, hierdie kerk wat voor my sit, wat aan ons toevertrou is. So, as die skuif in my hart was, en die Here bevestig die skuif, wat beteken dit vir Church Arise? Wat beteken dit ook vir die ministries binne in Church Arise? En daar moet elkeen van ons verantwoordelikheid wat, en net sê, Selah, pause and calmly think about that. Hoekom sê die Here, wat is die skuif? Dalk is die skuif klaar, dalk is dit geografies, dalk is dit geestelik, dalk is dit om uit besigheid in iets anders te gaan, dalk beteken dit, jy moet skuif, jy moet in jou gees skuif, jy moet, I don't know, jy moet uitvind, wat beteken dit? Maar dat daar 'n woord is, dat daar in die gees 'n skuif, 'n transisie besig is om plaas te vind, wil ek vandag vir jou sê, is die waarheid. Amen. En as ons net sê, okay, Elma het gesê, daar's 'n skuif in die gees, wat beteken dit? Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit? So nou moet ons die woord vat, en dan moet jy, en ek en Paul, die strategie kry oor hierdie skuif. Wat beteken dit vir ons as 'n familie? Paul gaan ons Kaap toe skuif. Los julle net hier. Gaan jy saam? Of wat beteken dit vir Church Arise? Julle hoor?
So nou moet ons die strategie kry, want ek weet dat toe Jared dit sê, toe weet ek onmiddellik, toe ek in daai gesprek met Joshua, toe ek vir hom sê, hier's 'n skuif. Ek kan dit voel in my gees, hier's 'n skuif. En dat ons kan lig wees op ons voete om saam te skuif, saam met die Here, om te sê, okay Here, Is die leidsman en die volëinder van my geloof, wat beteken hierdie skuif vir my? So julle het huiswerk. Julle moet gaan, wat is die impak, wat wil die Here sê vir jou as gesin, vir jou huwelik, vir jou kinders, jou loopbaan, jou besigheid, jou ministry, of dit huis is. Okay? Toe kom Bobby. Bobby het Saterdagoggend bedien. Bobby bedien toe en hy kom toe in. Yes, mooi woord. Julle moet net mooi hoor sy aksent. Jy moet jou oor, daar moet niks anders wees wat in die agtergrond is nie, want hy het 'n baie vol Amerikaanse aksent, 'n dik aksent, maar en hy's vinnig. Hy's baie vinnig, so jy moet mooi luister as jy luister. Hy kom praat toe oor Samson. En toe hy praat oor Samson en hoe Samson met die salwing op sy lewe, die roeping op sy lewe begin speel het. Want onthou die roeping op jou lewe, onthou julle ruk terug, ek dink dit was of einde laas jaar of begin die jaar, toe het ek gesê, daar's 'n verskil tussen werke en vrug. En dat jy nie die salwing moet gebruik, onthou julle dit? Dat jy die salwing moet waardeer en eer, toe het ek gepraat van die wolf in skaapsklere, onthou julle daai woord? Okay? Nou basies wat hy kom sê het, was toe nou, van Samson. Onthou Samson se roeping was, dat dit was deel van die rigters, en hy moes die volk beskerm het teen die Filistyne. Die vyand kom altyd op 3 goed, geld, hy kom op seksuele versoekinge, affairs, of identiteit, of hy kom altyd met die last, en dan power. Power, wat is 'n power? Posisie, ook gierigheid, power, want as geld vir jou power beteken, gaan jy geld jag. Want dit gee as posisie jou fokus is, dan gaan posisies jou laat struikel. Dit kan posisies wees by die werk, 'n bevordering by die werk, dan ewe skielik kry jy groot kop. Of as die Here jou in 'n bediening sit en die Here se hand is op jou en jou posisies begin verander, dan moet jy kop hou, want jy gaan versoek word om arrogant te raak en om groot kop te kry en jy weet, so daai 3, onthou daai 3. Okay? Enige vorm van mag. Onthou julle wat ek met julle gedeel het toe ek in Amerika gekom het, toe daai principality my besoek het, toe sê hy vir my, I will give you power over man. So met ander woorde, die versoeking is die power, om mag te hê oor mense. En dat die mag, wat hy vir my gesê het, I will give you access to hidden knowledge, dit was sy woorde, I will give you access to hidden knowledge that will give you power over man. En toe uit my gees, toe kom het toe sê ek, it is not lawful. Amen? So met ander woorde, want ek het die Heilige Gees, hy gee my access, in elk geval. Wat kan jy my gee wat hy my nie kan gee nie? Jy in elk geval, jou vader was 'n moordenaar en 'n leenaar van die begin af. Hoe kan ek glo in elk geval wat jy vir my gee? Verstaan julle? So met ander woorde, wat met Samson toe nou gebeur is, Delilahkie kom toe in sy lewe. Nou Delilahkie het net geweet hoe om die regte touwtjies te trek. En sy het 'n ander begeerte gehad, was nie noodwendig die seksuele nie, geld. Want hulle het haar omgekoop om by Samson uit te vind, wat is die geheim van sy krag. En ek dink, Samson was nie Arnold Schwarzenegger nie. Want dan sou hulle gesê het, Jesus, dis 'n sterk man. Ek dink hy het soos... Nee, hy kon dalk my frame gehad het. Verstaan jy? Hy kon dalk 'n melkbaartjie gehad het, of ons het hierdie idee van Samson, omdat ons hoor van sy krag, dat dit hierdie bodybuilder is, en hy was, maar dan sou dit nie so bonatuurlik gewees het nie. Ek dink hy was net 'n gewone ou, soos wat Dawid
net van die veld af gekom het, want dit is die gees van die Here wat op hom gekom het, wat hom anders gemaak het. Dieselfde met Dawid. So ek dink Samson was jou enige average Joe. Gemiddeld van liggaamsbou, gemiddelde lengte, gemiddeld, al wat hy moes nie sy hare drink nie, en hy moes nie sy mond aan wyn gesit het nie. Dit was die Nasarener, hy moes net die twee goede doen, maar toe, as gevolg toe nou van die feit dat hy nie, ek dink nie hy was werklik toegewy aan die Here nie, en ek dink nie hy het regtig verstaan, en hy het ook nie die goeders in sy lewe gekruisig nie, want sy swak plek was definitief seksueel. Lust. En hierdie vrou karring, en sy karring, en sy karring, want dis wat die duiwel doen. Die duiwel karring, en hy karring, en hy karring op die plekkie waar hy weet hy jou kan pik. Hoe weet hy waar kan hy jou pik, want hy hou jou dop. Hy sien hoe tree jy op en wat is jou reaksies, hy sien wat trek jou, hy sien waaraan spandeer jy die meeste tyd, hy sien waarvoor sal jy ja sê en waarvoor sal jy nee sê. Hy kan nie jou gedagtes lees nie, maar hy hou jou reaksies dop, hy hou jou dop. En hy check jou. En die plek waar hy Stefan pik is nie noodwendig waar hy my pik nie. Jy hoor? Want elke van ons moet dit kruisig. Paulus sê, ek is gekruisig, ek is saam met Jesus gekruisig. En ek leef nie meer nie, so die plekkies, daai power, petticoats en pennies, daai 3 areas is supposed to be, dit moet gekruisig word. Want anders dan gaan jy besluite neem, en jy gaan openinge maak, want hy lees ons. Amen. Sien wat doen ons in die geheim, sien wat doen, waar aan spandeer ons tyd, sien waar is ons eerste gedagte en ons laaste gedagte. Ok? So hierdie mannetjie het toe 'n probleem. En sy was 'n bekende vrou. So met ander woorde, die feit dat sy hom aandag gegee het, was vir hom 'n moviese kompliment. Dit is soos wanneer jy weet, jy's net hierdie gewone ouetjie in die skool en die mees populêre girl in die skool kom, ek gee ewe skielik aandag aan jou. Jy dink, jackpot. Met ander woorde, want sy was 'n mooi vrou en sy het geweet hoe, en sy kom karring en sy begin hom verlei. Sy verlei hom, en dis wat die vyand ook met ons doen. En wat Samson se ding was, is dat hy begin toe speel. Hy begin toe, weet, nou die raaisels, en hy begin toe, jy weet, met haar sê, as dit, want sy is soos 'n druppende kraan. Hierdie vrou is soos 'n druppende kraan, wat net aanhou en aanhou. En natuurlik, as jy nie vir my lief is nie, dan sal jy, jy weet, of as jy lief is vir my, sal jy vir my dit deel. Tussen ons kan nie geheime wees nie, en jy weet al daai chol, wat mense doen, ek en mense sê. En toe begin hy nou nader en nader kom met hierdie spel, om met die salwing te speel, as jy my vasbind, en dan's dit, en julle ken die storie, gaan lees dit bietjie weer, en hy het begin saamspeel, en die oomblik wanneer jy met die salwing begin speel, en jy begin die salwing gebruik, en jy besef nie, ek het laas, toe ek die woord bedien het oor die vrug, die Here soek vrug en die werke nie, het ek julle gesê dat Eli se 2 seuns, wat Eli was 'n hoëpriester, maar sy het Hofni en Pinjas, onthou julle vir Hofni en Pinjas? Nou Hofni en Pinjas het dit nou gedoen, dit was nou soos die 2 pastoor se kinders, wat agter die pastoor se rug gekom het en by die gemeente gesê het, jy weet, ons soek geld, ons soek bydra, ons soek ook die voordele. Maar wat hulle gedoen het, wat absoluut teen die wet was en teen God se grein is, hulle het die vet begin eet. Nou Dawid kom en hy sê, salf my hoof met vettigheid, my beker loop. Die vet beteken die salwing. Salwing is die Heilige Gees. En niemand, jy kan die hele Ou Testament deurgaan, jy mag nie die vet geëet het nie. Al die vet moes gebrand gewees het as 'n offer aan God. Die salwing behoort
aan die Here. En my woord was, en wat hy nou gesê het, is dat die oomblik wanneer ons begin, dit wat die geskenk van God, want die salwing is 'n geskenk. Die salwing is nie iets wat ek en jy verdien nie. Jy het nie vir dit gewerk nie, jy het nie vir dit universiteit toe gegaan of teologiese college toe gegaan het nie. Dis iets wat die Here op jou sit, want dit is sy gees. Nou vir ons wat in die bediening is, of ons wat geroep is in sekere, want van ons is geroep om verpleegsters te wees, om dokters te wees, geroep om wat 'n boer te wees, jy's geroep om apteker te wees, wat ook al. Maar vir ons wat in die kerk is, omdat dit so 'n bewegende dele is dit baie maklik om die salwing op jou lewe te vat en dit met dit begin speel en tot jou voordeel te gebruik, of jy begin dit eet. Jy begin dit gebruik vir jou voordeel, vir jou bevordering, vir jou aansien en vir jou net omdat dit jou goed laat voel, want jy is mos nou die main peanut in die pakkie. En jy kan, jy weet, optree en jy kan 'n show gee maar wat as jy daai gedeelte gelees het, toe hy nou vir haar sê dis sy hare en sy sny dit af, toe's die krag weg. Toe's die krag weg. En die woord sê daar, dit is wat so sad is, dat Samson het nie geweet dat die Heilige Gees nie meer op hom was nie. Hy het nie eens agtergekom. So hy was, toe die hare af is, dis nie oor die hare dat hy nie geweet het nie, maar toe hy wil optree onder die Heilige Gees, toe is die Heilige Gees nie meer daar nie. En die woord sê, hy het dit nie eens geweet nie. He did not know that the Holy Spirit departed from him. So Bobby kom toe en hy, dis wat hy, so moenie die vet eet nie. Saterdag aand het ek gekom en ek gepraat oor verruiming. Verruiming, dat die Heilige Gees, ons is so gewoond, dat, ek het begin deur te sê, onthou, daar is altyd progression. Ons gaan vorentoe, vooruitgang. Wat is 'n vooruitgang? Ons is veronderstel om geestelik vooruit te gaan, geestelik te groei. Na wat? In wat? Na die beeld en die gelykenis van ons Here Jesus. Met ander woorde, ons kan nie babietjies bly nie. Ons kan nie, in Hebreërs 5 sê, by nou al moes julle teachers gewees het. Julle drink nog steeds melk, daar's niks fout met melk nie, maar as jy na 40 jaar saam met die Here nog melk drink, dan is dit 'n probleem. En 'n kind neem baie gou aanstoot, 'n kind, dit wip hom gou, 'n kind voel gou, jy weet, verwaarloos en afgeskeep, 'n kind voel gou. Dit is hoe kinders is, maar ons moet vorentoe gaan, ons moet groot word. En Paulus sê, ek is in baringsnood totdat Christus in julle gevorm is. So met ander woorde, daar moet verruiming wees, en toe het ek gegaan en gesê dat die gawes in 1 Korintiërs 12 en waar hy begin praat oor die gawes, was net 'n uitnodiging tot 'n voller mate van die Heilige Gees. Want hy sê in Openbaring dat the spirit, the testimony of Christ is the spirit of prophecy, not the gift of prophecy. Een van die 9 gawes is die gift of prophecy. Een van die 9 gawes is a word of wisdom, a word of understanding, or a wisdom, or a word of knowledge. Maar in Jesaja 11 praat hy van the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might. So met ander woorde, wanneer ons praat van geskenke, en hy praat, onthou 1 Korintiërs, of Korintiërs, dis 'n jong kerk. En ons maak so, as 'n mens jonk is, en jy kry geskenke, dan loer jy, wat het jy gekry? Dis soos Kersfees, wat het jy gekry? Oh, ek wil ook daai hê. Dit lyk na 'n beter geskenk, dit lyk asof dit beter, lekkerder gaan speel. En dit is presies in die kerk dieselfde. Ons begin vergelyk ons geskenke, the gifts of the Spirit, not knowing that we have received the Spirit.
En nou soek van ons soek the gifts of the Spirit, but not the spirit of the gifts. En daar's 'n uitnodiging, die gifts is net soos 'n deposito. Dit is net 'n uitnodiging to the spirit of wisdom, the spirit of prophecy, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of the reverential fear and worship of the Lord. Nou beklei ons en ons almal veg oor the gifts of the Spirit. Wat het jy en wat wie ek nie en dit en ek het hierdie gift. But let's pursue the spirit of the gifts. Sodat ons in 'n voller maat kan instap in die kerk, in die gees in. Amen. So Elma, wat is vanoggend se doel? Vanoggend se doel is, daar's 'n skuif. Wat gaan dit vir jou beteken? Waaraan moet ek en jy aandag gee op die plekke en vlakke waar ons beweeg? Okay? Is dit my verantwoordelikheid, is ministry, Church Arise, en ook om Church Arise, want die Here vat my al hoe meer buite toe, om inspraak te gee met die prophetic coaching, maar ek het True Seekers hierdie jaar begin, en so met ander woorde, die voetspoor word weier en weier. Wat beteken dit? Onthou, skuif is nie noodwendig negatief nie, maar is nie altyd gemaklik nie. Okay? Maar as ons wil progress sien, moet ons skuif. Mense, ons kan nie daai bus ry nie. As ons in ons glory in. Ons moet afklim van die bus. So vanoggend se woord is, klim net bietjie af van die bus. En sien waar is jy. Okay? Want ek sê vir jou, 'n skuif kom. En die skuif is reeds besig om te gebeur. Jy moet net oopmaak. Die woord wat vanoggend na my toe gekom het is in Jesaja 43 vers 18 toe ek hier voor staan. To say, do not earnestly remember the former things, neither consider the things of old. Behold, I'm doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it and know it? And will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. So al lyk dit onmoontlik, kom aan, al lyk dit onmoontlik, ek sal die weg maak, maar jy moet look, jy moet kyk. En vir ons om te kyk, moet jy eers bietjie stil staan. So ons gaan nie hierdie woord, ons gaan nie nou net aanhol en nie ag gee op wat die woord sê nie. Die Heilige Gees sê, skuif. Die Heilige Gees sê vir ons, die salwing op jou lewe, is jy nog rein, is jou motiewe nog rein met die salwing op jou lewe? Is jou motiewe, toe jy vir Jesus gesê het, Jesus, gebruik my, en die Here het 'n grace, 'n genade oor jou kom gee, vir wat jy doen, waar jy moet wees, want die kerk moet in die gemeenskap wees. Ek het Saterdag aand gesê, ons kan nie hier vir mekaar sit en skei nie. Daar's geen doel om vir mekaar sit en skei nie. Hierdie plek moet die plek van toerusting wees, bemagtiging en beskerming en gebed wees, maar ook korreksie en rigting, sodat jy kan gaan skyn. Prophet Kobus het altyd gesê, it is time for the church to come out of the closet. Do you not know you're a city set upon a hill that cannot be hidden? So jou tekkie slaat die teer waar jy in die week operate. So Sondag moet jy verkoop word, versterk word en belyn word, en as dit nodig is, gekorrigeer word en tools gegee word, sodat jy waar jy die tekkie, die teer slaat, dat jy weet wat om hierdie week te doen. Amen. Daar moet jy skyn. Dit help nie ons te skyn vir mekaar nie, en gloria, halleluja, maar môre wanneer jy by jou werksplek instap, dan weet jy nie wat om te doen nie. Jy weet nie om te bid nie, jy weet nie om te staan nie, jy weet nie om jou mond te hou nie, jy weet nie om jou meerentoom te hou nie, jy weet nie hoe om jy weet dit wat daar waar hy jou pik.
hoe om dit te herken en te hanteer nie. Amen. So met ander woorde, nou sê hy vir ons, stop net eers. Moenie dit wat Bobby gesê het, dit wat Samson se sterkte was, het sy grootste swakheid geword. Het sy grootste, dit wat veronderstel was om vir die Here te werk, wat die Here dit voorbestem het, was om Israel te beskerm, het presies die ding geword, wat die vyand gebruik het om hom te vernietig. Omdat hy dit nie bewaar het nie, omdat hy nie daarna gekyk het nie, omdat hy dit nie geag het nie. So ons het 'n warning in die gees. Ons word gewaarsku, nie ek bedoel, ons word ingelig, skuif. Wat is die skuif? Ons word ook dan gecaution, wat maak jy met die Heilige Gees op jou lewe? Waarmee is jy besig met die salwing op jou lewe? Is jy besig om jouself te regverdig? Is jy besig om jouself te promote? Is jy besig om die vet te eet? Want Hofni en Pinjas, toe hulle het vir Eli kom sê, toe Eli agteroor geval het en sy nek gebreek het. En Hofni en Pinjas is gone. Okay? Die Here laat nie toe dat ons die Heilige Gees, hy gaan dit vir 'n tyd toelaat, hy laat dit vir 'n tyd toe, tot op 'n dag, dan sê hy, dis nou genoeg. Amen. En ek dink persoonlik, dis nou Elma 5 vers 7, ek dink, dis die sonde teen die Heilige Gees. Is dat jy die vet begin eet, en jy raak arrogant met die salwing. Jy dink dit behoort aan jou, sodat jy dit kan gebruik, soos wat jy dink, en jy bewaar dit nie. En dan, ons is hier by mekaar om toegerus te word, vir ons dienswerk. Daar's dienswerk in die ministry, maar die grootste dienswerk is môre. Dis môre, wanneer jy met ander werk wat nie dieselfde lig dra as jy nie, waar jy met ander mense werk wat 'n ander taal praat as jy, waar jy met mense werk wat nie die Here ken nie, waar jy met mense werk wat nie omgee vir jou gevoelens nie. Dis wanneer die kerk moet skyn. Amen. So ek vra mooi vir elkeen van julle, hierdie week en in hierdie tyd wat kom, check hierdie 3 goed. Wat laat die woord 'n strategie word? Laat die woord die skuif, bewaar die salwing, wees toegerus, en waarmee is jy besig? Behou fokus, want God het jou geroep vir 'n spesifieke doel, behou die fokus, en dan moet jy besluit, wat pas nie meer om hierdie fokus nie. Wat moet jy los in die skuif, wat jy nie kan saamvat nie? Wat jy nie kan saamvat nie. En soms is dit skrikwekkend. Vanoggend het iemand vir my gesê, consider, are you building or are you breaking down? Maar soms moet jy goed afbreek, sodat jy weer kan bou. Is julle met my? En die afbreek kan soms bietjie lelik lyk en voel, maar dit bring die korreksie in wat jy besig is om te bou. En ons moet van die bus afklim. Die bus van tradisie, die bus van die patroon, die bus van die gewoonte, die bus van dis hoe dit gewerk het, en die Here sê vanoggend vir ons in Jesaja, do not consider the former things. Dit het sy doel gedien. Dit het gewerk tot nou. Maar hy sê, kyk, ek doen 'n nuwe ding. Nou, soos wat ek my Vader ken, wel, hy gaan nie vir my sê, wat is hierdie nuwe ding nie? Ken julle hom ook so? So met ander woorde, ons moet dit uitloop. Ons moet dit uitloop. Ons vat wat ons geleer het, en ons vat die sak met die klippe, en die slingervel,
Ons los Saul se, want demand beteken dat die mense het demand. Wat Saul voorgestaan het, hy was 'n people pleaser. Die mense het gedemand dat hulle wil 'n koning hê en Saul het die mense geplease. En nie een van ons in Church Arise as 'n prediker wil 'n people pleaser wees nie. Nie een van dis nie in ons DNA in Christus om 'n people pleaser te wees nie. So ons vat ons sak, ons slinger in ons slingervelletjie met ons vellies aan. Jy weet? En ons wees lig en ons bly soepel, lig op die voete en dan wat ons moet agterlos, moet ons los. Want jy kan dit nie saamvat nie. Amen. En daar's ook sekere mense wat jy nie kan saamvat nie. Want mense is op verskillende areas. Ek praat nie van vlakke soos 'n hoër vlak, laer, jy's net op 'n ander plek. En dan soms, onthou julle Jerome het gesê, jy kan sekere mense nie haak en sleep soos 'n venterwaandjie nie. Jy moet sommige venters, jy's nie een wat 'n venter is nie, né? Jy moet die venter afhaak. Jy moet die venter afhaak, want al wil jy hulle saamvat, jy kan hulle nie saamvat nie, want die venters het hulle eie pad met die Here. Okay? En van ons wil graag, my hart is altyd om soveel mense saam te vat as moontlik. Maar ons moet wys wees. Want in hierdie skuif en soos wat ons aangaan in hierdie jaar, gaan ons meer inligting. Maar daai vergadering die 2 November is baie belangrik, asseblief. Want ons gaan met julle goed deel wat die laaste paar maande gebeur het en wat die Here vir ons kom gee het. En so ek vra net, kom ons wees bidend. Wees bidend saam vir julle as individue, maar wees ook saam bidend vir Church Arise. Want ons is besig, ons het reeds begin skuif. Die mandaat van Church Arise het reeds geskuif. Okay? Hoe dit gaan lyk en funksioneer, het klaar geskuif. Okay? So kom ons, en as jy wil, vat 'n dag vas. Vas 'n dag, vas 2 dae, 3 dae, soos wat dit op die gees. Want vas, wat maak vas? Vas maak die stemme stil, sodat jy by die Here kan hoor. Ja, sodat jy kan hoor wat sê hy. Want hy weet, hy het die bom gelos, die woord, goesh. So deur die vas, kan jy dalk nou die strategie kry. Want nou raak jou kop stiller, want jy dink nou, hoe gaan dit werk? Want hy sê, luister weer hier wat hy sê, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Want ons koppe wil ons altyd uitfigure. Toe sê hy, jy kan sê, o Here Jesus, hierdie wildernis, en dit's net, hy sê, ek sal 'n weg maak. Ek sal 'n rivier maak. Okay? So, kyk jy net, los nou die ou goede, en los asseblief jou geite, los dit, want teen die tyd, moes jy nou al 'n groot mens gewees het. Hoe daai kleding gesê, moenie jou groot hou nie, word groot. Okay? So ons los dit, en nou posisioneer ons, haal Saul se wapenrusting af, en ons vat die slingervelle en die klippe, wat ons ken, en ons is lig op die voete. En ons is daai voorbij, as ons die buffel sien, dan gaat ons soontoe. En as ons daai rhinoceros sien, gaat ons soontoe. Klim van die bus af, in die naam, ja, bly weg van die bus, ja, soos, stay away from the light, bly weg van die bus, asseblief, bly net weg van die bus, kom ons staan. Is dit goed vir julle? So julle het huiswerk hierdie week, asseblief. Anderstens kan ons net sê, dit was oulik, was 'n goeie konferensie, maar jy trek nie die strategie, dit wat God wil doen, posisioneer ons onsself nie in om te ontvang nie. En dan André kom hy met die volgende konferensie, dan sê hy, wonderlike konferensie, wonderlike profetiese woord, wonderlik, maar wat maak ons met die woord? Okay, ons is op die bus, okay, stay away, tel jou buurman, buurvrou, bly weg van die bus af.
Asseblief bly weg, okay? Trek uit Saul, sê vir mekaar, trek uit Saul se wapenrusting. Wees jouself en expand. Ek verruim jou gedagtes. Die Here wil 'n nuwe ding doen in julle lewe. Okay, Vader, ons sê vir U so dankie vir vanoggend. Dankie dat ons net 'n bietjie kan stil staan en net kan reflekteer op wat gebeur het en waar ons is. Dankie dat U woord beloof ons in Psalm 37 vers 23 dat U rig die voetstappe van die regverdige en U bemoei U self met elke tree. En as ons sou struikel, is U reddende regterhand daar om ons te help. Vader, ons wy vanoggend opnuut Church Arise aan U toe. Ons wy haar opnuut aan U toe. Here, ons dankie dat ons van die bus af is. Dankie dat daar 'n soepelheid is en dat daar 'n leerbaarheid is en dat daar, Here, dat ons in step wil bly met U Gees. Dankie dat ons al die gewigte wat ons aftrek, die programme, die gewoontes, die tradisies, dat ons dit kan aftel vanmôre. Here, as Church Arise, maar ook as families, in besighede, en waar ons werk en woon en wandel, dankie dat U kom lig die juk. Here, die swaar albatros wat op ons nekke hang, wat ons deur gewoonte en tradisie geskep het, U kom haal dit vanmôre af, in die naam van Jesus, en ons kom verklaar, dat die Gees van die Here is op ons. Dis die juk wat ons dra. Ons dra die juk, want Jesus sê, my juk is sag, en my las is lig. En dankie dat U vanmôre elke swaar juk kom afhaal, en dat ons die juk, die las van die Heilige Gees kan opneem, en dat ons saam met U kan beweeg. Dankie vir die voorreg, soos wat ons vanmôre gesing het. We are moving with the Lamb. We are strolling with the Lamb. We are stepping with the Lamb. En dis ons hartsbegeerte in die naam van Jesus. Ek dankie dat hierdie week, dat ons ore oop sal wees om U stem te hoor, dat ons strategie van U af kan kry, dat ons sal settle binne in onsself, en dat ons nie hoef te vrees oor 'n skuif nie, want U is met ons, U het ons tot hier gebring, U sal ons nie los nie, en U sal ons verder vat, in die naam van Jesus, en ons sê, Amen.